Hallo julle, so het nou laasweek 'n video gemaak oor jy's nie in die game, jy weet nie wat om te doen of wat se boog om te kry nie. So hier's 'n paar wenke vir jou hoe jy kry nou 'n boog online of wakel en waarna kyk jy. So in kort gaan ek vir jou net so deurvat na die hoofpunte waarna jy kyk as jy nou 'n boog wil koop en jy wil nou nie 'n boog koop en later baie geld spandeer deur die boog reg te maak nie. So ons gaan byvoorbeeld vandag kyk na boogsnaar. So as jy die boog het, kyk na sy snaar. Daar's paar goedjies waarna jy kan kyk sodat jy kan seker maak dat hy nie met die eerste paar skote wanneer jy hom het gaan breek nie. So ons gaan begin van wat is normaal op 'n snaar. Obviously dis 'n tweedehandse boog, so jy gaan nie 'n nuwe snaar kry anders weet as die ou dit nie gesê het nie of hy nie 'n nuwe snaar opgesit het nie. Maar kom ons wys vir julle hierso wat is normaal. Hierso het ek 'n lift byvoorbeeld. Dis 'n baie nuwe boog, maar jy sal sien 'n snaar maak sulke garingkies. Dus as ons so al beweeg, ligte garingkies en so aan, dit is heeltemal normaal. So as die boog waarna jy kyk so iets wys, is glad nie 'n probleem nie. Snare gaan dit begin doen soos wat jy skiet. Nog enetjie wat ek hierso wil wys, wat bietjie erger is, as daai byvoorbeeld, maar nog steeds skietbaar en normaal is as ons na die ene kyk hierso, sal sien sy garingkies is al bietjie meer, obviously 'n baie ouer snaar, maar hy is nog nie op breekse vlaktes nie, so hy is ook nog heel bruikbaar en jy sal hom so kan skiet. Byvoorbeeld snaar wat jy dadelik moet van wegloop, soos wat ons hier op die tafel het. As die snaar byvoorbeeld so lyk, dadelik 'n nuwe snaar moenie sit. So byvoorbeeld baie keer hier tussen waar die piep kom en waar die D-loop kom, wys gewoonlik die eerste tekens van wear and tear. Die rede ons manne met die baarde en snor, veral stoppelbaartjies, hulle vreet 'n snaar hierso baie vinnig. En as jy baie ernstige drade begin sien wat letterlik uitkom, soos daai, daar kan jy sien dis strands wat afgebreek het, daarso ook, daar kan jy sien die snaar is definitief op pad uit. As ek daai netjie so trek, daar kan jy letterlik een strand uithaal. So dis 'n groot indikasie dat 'n snaar nie reg is nie. En byvoorbeeld as jy daai kant kyk, nou hierdie is gewoonlik hier waar die snaar om die cam gaan, soos daar die hoeke van die cam, dan vang hy daarso en dan vreet hy die serving weg. So as jy enige so ietsie sien op 'n snaar, is dit 'n definitiewe nee en 'n rooi vlag. So dan sit iets wat jy definitief sal na kyk. Snare gesê, op bo self is daar nie vreeslik baie om fout te gaan op 'n boog self nie. Mens kan met van jou carbonbo 'n gebakkelde riser het, maar dit sien mens bitter moeilik. Maar ons is vandag op wat jy nou met die oog kan sien. So cams, jy kyk vir tekens van waar hy geknak het. Soos op jou groter cams, soos op die Matthews hier byvoorbeeld, sal jy hier veral by die deel sal jy
knakmerke sien in die aluminium. Hy sal soos krakies maak en dit sal vir jou indikasie gee van dat die can byvoorbeeld nie meer reg is nie, of dat die boog dalk 'n dry fire was of enige so iets. Maar die grootste deel op 'n boog is natuurlik jou lims. Hoe ouer 'n lim is, hoe groter die kans dat hy gaan begin kraak of splinter of enigiets. Nou, dit gesê, en party bo is, soos die Engelsman sê, prone om dit te doen, vir al jou ouer Voids, op die randjie, daai hoekies, is baie lief daarvoor om te splinter. So as jy 'n boog nou kry wat daar 'n fyn splintertjie het op daai hoekie, dit is nie doodsake nie. 'n bietjie superglue en 'n bietjie glad skuur en hy sal aangaan. So jy hoef nie 'n boog te los as hy 'n klein splintertjie het soos daai nie. En dit bygesê, dis as hy aan die binnekant van die lim is. Enigiets aan die buitekant van die lim, as jy 'n splinter in die middel of 'n kraak daar aan die buitekant het, loop onmiddellik weg. Dan is dit 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur. Ander goedjies wat jy na kan kyk, soos byvoorbeeld wat ek op hierdie boog het hierso. Daarso kan jy sien die lim is actually gekraak. Hy het natuurlik seker iewers 'n houtjie gekry en so aan en toe kraak hy daarso. Nou die is wel ook aan die hoekie. So maar hy gaan te ver in hierso om regtig te skiet. Ek het al met die boog so geskiet, hy maak 'n geraas. So hy gaan definitief verder breek, maar soos ek gesê het, as dit nou net daarso op die hoekie aan die binnekant is, geen probleem. Selfs net die randjie aan die buitekant daarso sal nie 'n probleem wees nie. Maar dit moenie strukturele krake in die lim self wees nie, dan sit dit definitief nee. So dis net so 'n paar wenke om te kyk na as jy boog soek en jy kry boog waarvan jy hou en net deur die paar goedjies te kyk, sal dit jou definitief 'n paar rand spaar om die regte ding van die begin af te koop. Lekker dag julle.